Weereens baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel het. Ek glo en vertrou dat dit soos gewoonlik baie goed gaan met u en dat die waarheid van God se woord vir altyd van kardinale belang is. Nou ek gesels andermal weer oor die eskatologie, die dinge van die laaste dae. En vandag se onderwerp gaan ons kyk na die kosmiese tekens van Openbaring 6 vers 12, Matteus 24 vers 29 tot 31. En wat se verbintenis het dit met betrekking tot die wederkoms van Christus? Nou as die preterleraars glo dat die wegraping van die kerk gaan plaasvind voor die 7 jaar, groot verdrukking sal dit noem, of die 7 jaar van die laaste week van Daniël natuurlik. En wanneer hulle hierdie tekens, die bloedmane en die sonsverduistering sien, dan koppel hulle dit altyd aan die teken van die wegraping. En dis nie die geval nie, want die woord van God leer duidelik dat dit na die groot verdrukking gaan plaasvind. Nou hierdie tekens wat gaan plaasvind na die groot verdrukking, die kosmiese tekens, het niks te doen met 'n solar of 'n lunar eclipse nie. En dit is wat ons vandag heiliglik sien gebeur. En dis hoekom dit belangrik is om te weet wanneer gaan dit plaasvind, wat is die tydlyn van die wederkoms en die harpazo. Nou gaan we 'n paar videoklips speel om vir te wys wat hierdie leraars glo en wat hulle leer. En daarom gaan ons alles beoordeel in die lig van die skrif. So kom ons spring dadelik weg. Nou die belangrike vraag is, wat het die kosmiese tekens van Openbaring 6 en Matteus 24 te doen met die wederkoms van Christus? En dan wil ek sommer dadelik sê, dit het alles daarmee te doen. Maar dit vind plaas na die groot verdrukking. Wanneer ons gaan kyk na Matteus 24, waarin Jesus se disippels na hom toe gekom het en gesê het, Here, wat is die teken van die koms en die volëinding van die wêreld? Het hulle spesifiek gevra, Here, wat is die tekens wat dui op die koms nie? Hy het dit vir hulle verduidelik. Maar hulle het vir hom gevra, wat is die teken dat ons gaan weet, u gaan terugkom? En Jesus het dit duidelik gestel, dadelik na die verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, die maan soos bloed en daai goed wat plaasvind. Hy sê, dan sal julle die teken van die seun van die mens sien in die hemelruim. Nou dit is die teken, die kosmiese tekens, en dit vind plaas na die groot verdrukking. Nou, waarom kan dit nie plaasvind voor die laaste week van Daniël nie? Dis baie duidelik, omdat die skrif dit nie leer nie. Maar kom ons gaan kyk wat hierdie mense vandag sien in die bloedmane en die sonverduisterings. En ek gaan gou vir 'n paar gou wys van die solar eclipse en die lunar eclipse en hoe dit plaasvind. En dit het niks te doen met die kosmiese tekens wat na die groot verdrukking gaan plaasvind nie. Goed, kom ons kyk na die solar eclipse. 'n Solar eclipse is wanneer die maan presies tussen die son en die aarde in beweeg, en die gevolg daarvan is sonverduistering. Dis baie duidelik. En natuurlik die lunar eclipse, kom ons gaan kyk daarna. 'n Lunar eclipse is wanneer die aarde tussen die son en die maan in beweeg. En dan kry ons die verskynsel van 'n bloedmaan of 'n rooi verskynsel wat op die maan is. En hierdie het niks te doen wat gaan plaasvind na die groot verdrukking nie. Wanneer Jesus gaan terugkom, gaan hy die son en die maan gelyktydig in duisternis verander en in bloed. En daar gaan natuurlik 'n aardbewing wees en daar gaan dit lyk op die sterre van die hemel gaan val. Dit is God se hand in beweging na die groot verdrukking. Kom ons kyk na 'n paar skrifgedeeltes. Nou die eerste skrifgedeelte, Joël 2:31, baie duidelik, die son verander in duisternis, die maan in bloed, voordat die groot en deurligtige dag van die Here kom. Nou wanneer jy die dag van die Here sien in 'n skrifgedeelte, dan spreek dit van die wraak van God wat gaan kom, sy oordeele oor hierdie aarde. En voordat die dag van die Here kom, sal die kerk haar geharpazo word, weg, uitgevaar uit. Ons sal nie die dag van die Here beleef nie, maar ons gaan wel vervolging beleef, en dis die groot verdrukking. En so, en al hierdie preterleraars kan nie die verskil sien tussen vervolging en die wraak van God nie. 'n Ander skrifgedeelte, Joël 2 vers 10, spreek maar presies van dieselfde dinge, die dag van die Here wat gaan kom, en sy straf, en natuurlik dan Openbaring 6, vers 14 tot 17, vers 12 sien natuurlik, die son gaan verduister word, die maan soos bloed en so meer. En dan wys hy wat hierdie slawe en die konings van die aarde beleef, en hulle sien dat die dag in die toren van die lam het gekom, en wie kan bestaan, en weer eens die dag van die Here is 'n teken van sy oordeel wat gekom het. En dis tog baie
duidelik. Goed, kom ons gaan luister na 'n videoklip van Jim Bakker en natuurlik Mark Bultz. Hulle het gepraat in 2017 van die kosmiese tekens en natuurlik die teken van 2017, die vrou en die draak, en hulle het gesê, dit is die dag van sy koms, en hulle het gesê, hulle het Lukas 21 vers 25 uit konteks gaan gebruik. Kom ons geluister vandag. And we're about to see the heavens declare. Well, Luke 21:25, Jesus says there will be signs in the sun, the moon, and the stars. And what do we have? We have solar eclipses, lunar eclipses, and the Revelation 12 sign in the heavens. Nou, ek dink dit is nie so moeilik om te verstaan wat Jesus geleer het nie, dat hierdie tekens na die verdrukking gaan plaasvind. Nou, hierdie het hulle gedoen in 2017 en u weet natuurlik die groot debat wat daar was oor die teken en die sterre, maan en son en die vrou en die draak en so meer. En die wegraping het nooit plaasgevind nie. En daai mense is tot vandag toe baie stil. Nou in 2025 glo hulle steeds hierdie dinge. Hulle glo steeds hierdie kosmiese tekens is die teken dat die wegraping gaan plaasvind. En dit het ons gesien in September. Die 7de en die 21ste hierdie tekens plaasvind. En leer hierdie mense nie uit hulle foute uit nie. Dis eintlik baie skokkend. Nou kom ons gaan kyk na 'n videoklip van John Hagee wat hy in 2024 gedoen het voor die sogenaamde die sonsverduistering of die solar eclipse van in April 2024. En hier het hy duidelik vir hulle gesê dat dit is die teken van die wegraping. Kom ons gaan luister. Do you have scripture that the heavens are God's billboard? Absolutely. Joel chapter 2 verses 30 and 31 says, I will show you wonders in the heavens and the earth, blood and fire and pillars of smoke. That describes the war that you're seeing on television right now in Israel. Blood and fire and pillars of smoke. And the sun shall be turned into darkness. That's going to happen tomorrow. And the moon to blood, the 4 blood moons that I've talked about. What? Before the coming of the great and awesome day of the Lord. What is the great and awesome day of the Lord? It's the rapture of the church. Then the scripture is established by 2 witnesses. Acts 2:19 says, and I will show wonders in the heaven above. Tomorrow is one of those. The sun shall be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and awesome day of the Lord. Again, that's the rapture. Jesus warns us in Luke 21:25, and there shall be signs in the sun, in the moon, and in the stars. When these things begin to happen, listen, when they begin to happen, look up and lift up your heads, because your redemption draweth nigh. The rapture is on the verge of happening. Nou, dit is John Hagee, en as jy nou mooi geluister het na hom, hy glo absoluut aan 'n pre-tribulation rapture, en gebruik hy Lukas 21 vers 25 tot 28 totaal buite konteks. Nou, hierdie het in 2024 plaasgevind, die solar eclipse het gekom en gegaan, en daar was geen wegraping van die kerk nie. Ek dink hy is seker baie teleurgesteld, maar hierdie mense leer nie uit die lesse van die verlede nie. Dit is baie duidelik dat hy die skrif uit konteks gebruik. Natuurlik Joel 2 vers 30 en 31 praat van die dag van die Here, en hy sê hierdie tekens wat ons sien, die wondertekens en die bloed en vuur en rookpilare, is natuurlik die oorlog wat in Israel in 2024 al plaasgevind het. Nou, daar het geen wederkoms plaasgevind nie. Natuurlik die skrif leer duidelik dat hierdie tekens wat ons lees in Joel 2, 30 en 31, die tekens aan die son en die maan voor die dag van die Here gaan plaasvind. Met ander woorde is die kosmiese tekens waarvan Openbaring 6 vers 12 praat, Matteus 24, 29 tot 31, en hy sê dit is natuurlik die teken dat die wegraping gaan plaasvind. Maar ons weet natuurlik die dag van die Here
word ingelei deur die wederkoms van Christus na die groot verdrukking, en ek gaan nie vandag daaroor baie praat nie, maar dit is 'n teken dat die wederkoms gaan plaasvind, die teken van die seun van die mens gaan verskyn. Jesus het self gesê na die groot verdrukking, nie voor die groot verdrukking nie. Nou wanneer jy Handelinge 2, 19 en 20 lees, dan lees ons van die gebeure waarvan hy praat hier, die wonderstekens en hemelbloed en vuur en rookpilare, maar die Here praat dit sal aan die einde van dae plaasvind, tydens die groot verdrukking sal hierdie tekens plaasvind en dan sal die wederkoms plaasvind. Maar hy sê as hierdie dinge begin gebeur, nou hierdie dinge het gebeur, niks het plaasgevind nie. Die teken is na die groot verdrukking. So John Hagee, hy het dit verkeerd, totaal buitekant konteks, buite die skrif, en dit is absoluut teleurstellend dat sulke mense wat op daardie platform staan en preek, nie die waarheid aan hulle gemeentelede kan verkondig nie. Kom ons gaan kyk na die 3 skrifgedeeltes, ek gaan dit nie lees nie, jy kan dit self gaan lees, maar dit spreek van die kosmiese tekens na die groot verdrukking. Nou die eerste een vind ons in Lukas 21:25 tot 28, baie duidelik, Jesus aan die woord. Hy sê as julle dit sien gebeur, dan moet julle opkyk, julle verlossing het naby gekom. Matteus 24, na die verdrukking van daardie dae sal dit plaasvind, nie voor dit nie. En natuurlik Openbaring 6:12 tot 13, die 6ste seël wat oopgemaak word. Dieselfde beskrywing van die kosmiese tekens. En dit sê vir ons duidelik, dit is nie voor die 7 jaar periode nie. Maar in 2025, September, was die groot dag van die wegraping wat nooit plaasgevind het nie. En hierdie kosmiese tekens het plaasgevind op 7 September en ook op 21 September. En hoe groot was die teleurstelling, dit het nie plaasgevind nie. Maar mense leer nie uit hulle lesse, en die lesse van die verlede nie, en hulle kyk nie wat die skrif leer in konteks met die kosmiese tekens nie. En hier is nog 'n voorbeeld, wanneer ons gaan luister na Dr. Henny Prinsloo, wat leer dat hierdie tekens in son, maan en sterre al plaasgevind het, dekades terug, en waar is die wederkoms, Dr. Henny Prinsloo? Dit het nie plaasgevind nie. En hy die skrif van Lukas 21 totaal buite konteks. Kom ons gaan kyk en luister wat hy leer oor die kosmiese tekens. Teken van aardbewings, maar ek wil graag na 'n ander teken verwys, en dit kom nou uit Lukas 21 vers 25 tot 28. En daar het Jesus gesê, en daar sal tekens wees aan son en maan en sterre, en op die aarde benoudheid van nasies en hulle radeloosheid wanneer seënbranders dreun. En sê hy, want die kragte van die hemel sal geskud word, en dan sal die teken van die seun van die mens, dan sal die seun van die mens sien kom op 'n wolk met groot krag en heerlikheid. En as hierdie dinge begin gebeur, sê Jesus, kyk dan na bo, hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. Let op, hy praat van tekens aan die son, maan en sterre. Dit is tekens aan die hemelligte. Ek gaan al die geskiedenis hiervan 'n bietjie ver, want in 1968 het hierdie artikel verskyn vir die eerste keer. En in hierdie artikel het gepraat oor 'n aktiewe son wat groot storms en baie reën gebring het in daardie tyd. En toe sê die wetenskaplikes, hulle het gesien in Junie van daardie jaar, dat daar 'n geweldige vlam uit die son beginne uitblaas, in die ruimte inlek. Hulle skryf in die artikel 'n vlam wat miljoene myle, nie kilometers nie, myle lank is. En daar was 'n vuurtong uit die son, wat in die ruimte beginne inlek. Dit affekteer die aarde se weerspatrone, krap die weerspatrone op die aarde om. Tekens aan die son. 1973, 100 miljoen atoombomme ontplof op die son. Hulle neem 'n ontploffing waar wat 'n paddastoelwolk veroorsaak, 'n paddastoelwolk wat 5 maal groter as die aarde is, op die oppervlakte van die son. Tekens aan die son. En so is daar al meer en meer tekens. En die dagblad, of die weekblad, die Huisgenoot, het hierdie volgende foto ook geneem. Hoe hulle dit nou altyd reg kry, weet ek nie. En hier is dit in 'n gewone koerant met die tegnologie wat verbeter, 'n kleurfoto, duidelik die son
met sy sonstorm en sy sonuitbarsting wat plaasvind. Allerhande artikels in koerante, sonvlekuitbarstings kon chaos op aarde veroorsaak. Dit affekteer die wêreld en sy weerspatrone, verduidelik die wetenskaplikes. Ek het 'n video in my besit, vriende, en dit is 'n dokumentêre program oor uitbarstings op die son. Die Here Jesus het gesê, daar gaan tekens wees aan die son en die maan en die sterre. Kom ons kyk 'n bietjie na tekens op die maan. In 1968, 20 Julie 1969 liewer, Neil Armstrong op die maan geland met sy maantuig Eagle. En toe het hy uit daai maantuig uitgeklim in sy duur Amerikaanse ruimtepak. En in die dik stof van die byna atmosfeerlose oppervlakte van die maan, het hy die eerste mense spoor getrap en gesê, one small step for man, one giant leap for mankind, 1968. Dit het in die meeste van ons glo ek se leeftyd gebeur. Vlag ingeplant, staan stokstyf in hierdie atmosfeerlose oppervlakte. Elektroniese toerusting op die maan afgelaai, syn boodskappe terug aan die aarde toe. Luister, daar's vanaand dinge op die maan, wat van die skepping af nooit daar was nie. Tekens aan die son, en aan die maan, en aan die sterre. In 1994, Julie maand, het komete met die naam Schumacher-Levy 9 komete, die grootste planeet, dis die planeet Jupiter getref. Luister, Schumacher en Levy. Nou ja, dit is Dr. Henny Prinsloo. Dink jy vir een oomblik dat dit wat hy nou gesê het, die waarheid bevat? Verstaan hy regtig Jesus se woorde in Lukas 21 vers 25 tot 28 korrek? Alhoewel ek hom as 'n baie goeie evangeliese prediker admireer, dink ek dan Henny Prinsloo het geen benul van wat aangaan in die eindtyd as dit kom by die wederkoms en die tekens van die tye nie. Dink jy vir een oomblik die teken, die maan, die mense wat op die maan gaan staan het, is dit waarvan Jesus gepraat het, en dit natuurlik in 1969 en die son, die vlamme wat uit die son gebars het in 1968 en natuurlik die komete wat die sterre waarvan hy praat wat getref is, Jupiter en so meer. Dit het absoluut niks te doen waarvan Jesus praat in Lukas 21 vers 25 en 28 nie. Dan praat hy van die mense wat op die maan geland het en daar's baie dokumentêre oor wat eintlik maar die teendeel bewys dat dit nooit plaasgevind het nie. Nou ek het nie al die kennis daaroor nie, ons luister maar dit wat hulle aanbied en sê dit het nooit werklik plaasgevind nie. Maar hoe dit ook al sy, al sal daar 1000 mense op die maan land, dis nie waarvan Jesus gepraat het nie. Kom ons gaan kyk in die konteks waarvan Jesus gepraat het. Hy sê daar sal tekens wees aan die son en die sterre, die maan en die sterre en op die aarde benoudheid van nasies, as die branders natuurlik dreun, dit is aardbewings, as gevolg van die aardbewings van die see en branders dreun, mense se harte gaan beswyk van vrees. Dis die wraak van God wat aan die kom is. Want dis die verwagting van die dinge wat oor die wêreld kom, want die kragte van die hemel sal geskit word. Jy kan dit in 2 Petrus 3 vers 10 gaan lees. En dan sal die seun van die mens sien kom op 'n wolk met groot krag en heerlikheid. Nou wanneer sê die Here dit? Dadelik na die verdrukking van daardie dae volgens Matteus 24 vers 29 tot 31. So dit is die 6de seël wat dan plaasvind. En as hierdie dinge begin gebeur, wanneer gebeur hierdie dinge? Na die groot verdrukking of tydens die groot verdrukking, wanneer die vervolgde kerk in die groot verdrukking hierdie teken sien, weet dat die wegvoering of die wegraping of die wederkoms eerder is op hande en hulle verlossing. En dit is waarvan Jesus gepraat het in konteks. Niks wat hierdie man nou gesê het enige betrekking op Lukas 21 vers 25 en 28 nie. En dit het natuurlik al dekades terug gebeur. Waar is die wederkoms, Dr. Henny Prinsloo? Waar is die teken van die seun van die mens? Nee, jy moet gaan luister wat Jesus sê, na die groot verdrukking van daardie dae. Nou goed, kom ons gaan kyk na die teken van die seun van die mens, wat gaan plaasvind wat Jesus van gepraat het in Matteus 24.
Nou, as jy gaan kyk wat die disippels hom gevra het, hulle hom gevra, Here, wat is die teken wie eens van die koms? Die wederkoms? Hy het nou nie gesê van 'n wegraping voor die 7 jaar nie. Hy het gevra, wat is die teken van die wederkoms? En Jesus het gesê, dadelik na die verdrukking van daardie dae. Hy sê, dan sal die son verduister word, natuurlik, en die maan soos bloed, en die sterre sal van die hemel val. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal die stamme van die aarde, dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn, en die stamme van die aarde sal rou bedryf. Wanneer vind dit plaas? Na die groot verdrukking. Na die tyd van swaar kry, met ander woorde die vervolgingstydperk, dan sal die harpatsou plaasvind. Dis die wegvoering van die kerk by die wegraping volgens 2 Tessalonisense 2 vers 1 tot 3. Dis by die wederkoms, wanneer die vereniging van gelowiges gaan plaasvind. Daar is nie 'n wegraping voor die 7 jaar of in die middel van die 7 jaar nie. Dit vind plaas by die wederkoms na die groot verdrukking. Baie duidelik. Goed, kom ons gaan kyk, wat sê die woord van die Here, wat gebeur as Jesus terugkom? Hierdie kosmiese tekens waarvan ons nou heeltyd praat, gaan nie plaasvind voor die 7 jaar nie, maar dadelik na die groot verdrukking. So as Jesus gaan terugkom op die wolke van die hemel, wat gaan gebeur? Die son gaan verduister word, die maan gaan soos bloed word, baie duidelik, die sterre gaan van die hemel val. Dan kom die dag van die Here, die wraak van God oor hierdie aarde, en dis baie duidelik. Goed, the coming great terrible day of the Lord, baie duidelik, Joel 2 vers 30 tot 31, en dit sê dadelik die wondertekens wat aan die hemel gaan plaasvind, bloed en rook en vuurdamp, die son sal verander word en duister is die maan in bloed, dan kom die groot dag van die Here, en dit is sy wraak. Dit is nie die groot verdrukking, soos baie dit leer nie, want die wraak en die groot verdrukking is 2 verskillende goed. Die voorbeelde wat ons kan kry daaruit is die tyd van Lot en die tyd van Noag. Toe hulle uitgevat is, toe kom die wraak, nie die vervolging nie, maar toe kom God se wraak en almal is vernietig. Dis mos tog baie duidelik. Goed, ek gaan afsluit met die gedagte, Lukas 21:25-28 sal vir ons verwesenlik word tydens die groot verdrukking, wanneer daardie kosmiese tekens plaasvind, en wanneer dit plaasvind, moet ons opkyk, want ons verlossing is naby. En wanneer gaan dit gebeur? Na die groot verdrukking. En dis wat mense nie wil glo nie. So ek wil vir die kerk sê, ek wil vir alle preterleraars sê, begin julle mense voorberei vir 'n tyd van vervolging wat gaan kom eers. Daarna gaan die Here sy kerk omhaal, nie voor die tyd nie. Tot 'n volgende keer wanneer ons weer gesels, mag die Here u seën. Totsiens.